Ek is Willie Sondersin en ek groet u hier op hierdie wonderlike Christelike radiostasie Joy Gospel Radio. Dit is moontlik gemaak deur pastoor Barry en Christa en sy vroukie. En ek nooi u ook vriendelik uit om saam met ons te kuier hier op die program Wolke van Getuienis. En nou daar is hierdie uitsendings gaan feitelik oor die wêreld uit en ons is so bevoorreg om in hierdie tyd dan ook dit vir die Here te kan doen. Nou vandag wil ek met u gesels oor die onderwerp, wat is die mens? Wat is die mens? Nou is die baie belangrike, of sal ek sê baie bekende Psalm 8, die hoofskrif daarvan lees so. Hy sê, wat is die mens? Nou vriende, ek kom die ander dag by 'n karavaan daar in Goodwood in die Kaap, waar 'n man pannekoek verkoop hier in die Kaap. Nou vriende, pannekoek bly maar altyd 'n gunsteling en al bestraf jy ook die duiwel hoe hy wil net nie wyk sodra die reuk van pannekoek daar is en jy die karavaan daar sien staan nie. Nou hierdie man kan maar pannekoek bak. Nou terwyl ek daar staan en wag en my mond water vir daardie geurende pannekoek. Nou vriende, hierdie is nou nie 'n advertensie vir die bakker nie. Dit is 'n smaaklike pannekoek nie, maar ek wil graag gesels oor, terwyl ek daar staan en wag, sien ek in sy venster van sy karavaan is groot die woorde Jesaja 40 vers 12. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet en van die hemele met 'n span die maat geneem en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal. Terwyl ek die woorde lees, toe besef ek ineens hoe gering ek is in hierdie groot heelal. Op die nuus was daar 'n berig dat daar 'n asteroïde sou die aarde op 19 April verbygegaan het. Volgens NASA sal dit op 'n redelike veilige afstand verbygegaan het. So 1.8 miljoen kilometer verby, net minder as 5 keer die afstand na die maan toe. Ek besef skielik hoe ontsaglik is hier die blou hemelruim hier bokant ons. Ek besef in een oomblik, wat is die doel? Wat is my doel hier op aarde? Ek is maar net 'n stofdeeltjie in hierdie groot en ontsaglike hemelruim, maar so gering as wat ek myself sien, het ek en u 'n droom. Elkeen van ons het 'n droom, en kan ek in u 'n verskil maak as ons daardie droom, wat natuurlik geestelik gesentreer is, in werking kan stel. Martin Luther King het op 'n stadium gesê, ek het 'n droom. I have a dream. Vriende, hy het nie net 'n droom gehad nie, maar die droom het hom gehad. Psalm 8 sê, as ek die hemel aanskou, die werke van u vingers, wat is die mens dat u aan hom dink, die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.
U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Romeine 11 vers 33, daardie, dis my gunstelinge skrif hierdie. Hy sê, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen beteken natuurlik, dit bevestig dit. Paulus vertel vir ons, toe hy in Athene, Griekeland was, dat hy al die altare van die verskillende afgode gesien het, het hy op 'n altaar afgekom waarop net die woorde aangebring is, net die woorde staan daar aan 'n onbekende God. Nou ek vermoed, ek het daaroor met u gepraat. Met groot vrymoedigheid terwyl hy die stad toespreek op die Areopagus, maak hy aan hulle bekend dat dit juist die God is wat hy aanbid, wat hy aan hulle wil voorstel. Dit is die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy is Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels met hande gemaak nie. Dit is hierdie God wat ek aanbid, wat lewe en asem en alles gee. En dat hy hierdie God uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak het, om oor die hele aarde te woon. Hierdie God is ook nie ver van ons af nie. Al is hy so ontsaglik groot, soos die skrif hom beskryf, dat die hemel is sy troon en die aarde die voetbank van sy voete, volgens Jesaja 66 vers 1. Maar tog, sê Paulus, kan ons hom aanraak en as ons hom soek, sal ons hom ook kan vind. Want in hom lewe ons en beweeg ons en is ons. Om alles te kroon is ons ook van hierdie God se geslag. Dit maak jou opgewonde om te dink, ek is ook van sy geslag. So het Paulus aan die Atheners verduidelik wie hierdie God is, die onbekende God wat hulle vereer. Al ken hulle hom tog nie. Vind jy om te dink dat uit niks het God die aarde en die hemelruim geskape. Hebreërs 11 vers 3 sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Wanneer ek hierdie grootheid van God beskou of van lees en ek weet nie van u nie, maar dan klink dit so ongelooflik vir my klein verstandjie. In my wese as mens kan ek dit nie eens eintlik bedink hoe groot sy majesteit moet wees nie. Die Skepper vra deur die profeet die vraag, wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet? Vriende, geen mens kan ooit eens probeer om te bereken hoeveel water bestaan die aarde uit nie. Maar God kom en hy vertel vir ons dat hy het dit gemeet met die holte van sy hand. Hoe groot is hierdie God nie? Wanneer God hier noem dat hy dit met die holte van sy hand afgemeet het, dan wil hy aan ons wys hoe hy dit gedoen het. Hy het sy hande saam bak gehou, en as ons dit doen, die ou klein bietjie water wat ons kan hou in ons hande, in vergelyking met die waters wat God se hande op een slag kon hy hou, volgens die skrif. Ek was besig met 'n veldtog in Brugge in Switserland, en die pastoores wat in beheer was van die kerk het my genooi, maar teen haar sin.
Sy het my verhaal in 'n tydskrif gelees en omdat ek gepraat het oor die hel, het sy nie belang gestel om my te nooi nie, want hulle is hier die wonderlike geloofse gemeente en geen negativiteit wil hulle hê nie. Sy het gevoel, hulle is 'n kerk wat geloof as motto vir haar gemeente voorhou. Daarom het sy nie nodig om enige negatiewe prediking in haar kerk toe te laat nie. Maar nadat die Here op 3 verskillende maniere met haar gepraat het, om my tog toe te laat, om by haar kerk my getuienis te kan bring, het sy ingestem, maar baie teen haar sin. Sy die pastoor wat my besprekings in Switserland hanteer het, baie sarkasties laat verstaan. Dit lyk my, ek kan nie ontslaa raak, het sy gesê, van hierdie man nie. Laat hy dan maar kom, maar ek is nie ten gunste daarvan, julle moet dit weet. Die aand toe ek die eerste diens gehou het, kon ek die atmosfeer voel. Die aand was dit, daar's 'n stremming in die atmosfeer. Ek het gevoel ek is nie welkom nie. Sy het ook opgestaan, die pastoores het voordat ek my getuienis sou lewer, my aan die gemeente voorgestel en openlik erken dat sy my nie daar wou gehad het nie. Sy het dit voor my beken. Sy noem toe ook dat sy 3 keer genader was en uiteindelik ingestem het om my te nooi, want sy voel sy kan nie ontslaa raak van my nie. Na die eerste diens het van die gemeente ook verder hul misnoë oor my teenwoordigheid persoonlik aan my oorgedra. Ek was verpletter. Ek het tuis gegaan in een van die gemeentelede se woonstelle. 'n Jong dame. Sy is 'n ligwaardin en sy het was op 'n reis vir daai tydperk wat ek daar sou wees. Die eerste aand het ek my aan die slaap gehuil, want ek was so emosioneel, ek verlang na my vrou hier in Suid-Afrika en my kind, want ek was al vir byna 2 maande al weg van die huis af. Nou beleef ek hierdie openlike verwerping. Die tweede diens was dus eens so erg. Die mense, jy kon op hulle gesigte sien, die misnoë. Toe ek by die woonstel kom na die tweede diens, het ek myself op die bed gegooi en bitterlik geween. Ek het vir die Here vertel, Here, hoe ek voel, dat ek maar net sy werk wil doen en hier is ek in 'n vreemde land, ek kan nie eers die taal praat nie. Terwyl ek so op die bed lê, raak ek aan die slaap en ek kry 'n droom dat ek staan in 'n piesangboord, 'n piesangplantasie. Die piesangbome is geweldig hoog en die stoele is geweldig groot stoele. Jy weet, die blare en alles, en dis digte bosse waar die piesangs nou aan hang. Terwyl ek in hierdie piesangboord staan, sien ek so tussen die bome deur, so op 'n ver distansie, sien ek skielik deur dat aan die verste punt van die plantasie wil dit voorkom asof daar iets aan die kom is wat die bome omstoot en die voorwerp is op pad in my rigting. Waar ek myself bevind hier in hierdie piesangplantasie. Toe die voorwerp al nader kom, sien ek, maar so ver hy gaan druk hy die plante so plat. En dit is asemrowende en ek sien ek 'n groot hand, 'n kolossale hand. Ek het so groot hand nog nooit in my gedagtes kon visualiseer nie. Om die hand te beskryf kan ek nie eens probeer nie, want ek het nie die woorde om dit te beskryf, die grootheid, die majesteit van daardie hand nie.
Dit kan ook met niks op aarde vergelyk word nie. Daar is nie so 'n groot hand nie. Ek sien hoe die hand die groot piesangbome omstoot. Die palm van die hand was oop en het na bo gewys. Toe die hand tot stilstand kom, het hier direk langs my, toe kom, langs my kom tot stilstand gekom. Hierdie ontsaglike klein vinger wat hy so teen my lyf kom druk het, waar ek gestaan het, gedruk het. Ek het soos 'n klein stippeltjie langs hierdie hand gestaan. Ek het probeer toe my arm om die klein vingertjie te sit, maar dit was onmoontlik. Ek het maar net so 'n klein stukkie van die vinger kon ek toemaak. Met een beweging kandel die hand na my kant toe, sodat ek kan opklim op die hand. Toe ek my kom kry, toe staan ek op die palm van hierdie onbeskryflike groot hand. Die persoon agter die hand praat met my en sê vir my, kom, ek wil jou wys, wat gaan aan by hierdie kerk. Die Here wys my die gruwelike sondes wat agter die skerms aangaan in hierdie kerk. Ek sien hoe dat ou mans jong dogtertjies molesteer en verlei. Ek sien verhoudings van mans met mans. Pragtige jong dames wat verslaaf is aan seks. Die stem agter die hand sê vir my, jy is in my hand. Halleluja. O Kashabanda Barosti. Spreek wat ek vir jou sê. Die volgende aand toe ek opstaan om die laaste gedeelte van my getuienis te gee, kom die gees van die Here oor my en ek kry 'n toren van God op my voel. En ek voel, kom ek om, dan kom ek om. Maar vanaand gaan ek die woord van God bedien. Of hulle my uitgooi en op wat hulle doen. Ek vertel die mense wat die Here my die vorige aand in daardie woonstel gewys het. Die gesig. Vriende, ek het nooit so 'n reaksie verwag nie. Ek het alles geopen bloot. Ek het gesê, hier is homoseksualiteit. Hier is dit, en ek het alles so uitgelê. Ou mans wat met jong dogtertjies molesteer. En ek haal die goed so uit. Praat, ek sê wat God my gewys het. Ek het 'n dapperheid in my, dat ek voel, ek gee nie om wat hulle sê nie, of hulle my uitjaag of wat nie, maar ek staan vir God se waarheid, halleluja, dis die huis van die Here. Die mense het vorentoe gekom, toe ek die uitnodiging maak, hulle het met trane, hulle bely, hulle sake met die Here reg gemaak. Hulle het openlik erken dat dit is wat daar die kerk aangegaan het. Na die diens het die pastores my genooi na haar luukse woonstel om saam met haar en haar man en van die gemeente verversings te kom geniet in haar woonstel. Terwyl ek so deur die luukse woonstel stap, daar's nie 'n einde aan al die pragt en praal wat daar is nie. Ek het my verkyk aan die luuksheid en die groot marmerpilare van in hierdie woonstel. Terwyl ek my so verkyk aan alles, kom die pastores so tussen daai pilare na my toe aangestap met trane in haar oë. En sy erken dat sy nie geweet het dat God nie in haar kerk was nie. Hierdie hand wat die waters met die holte van sy hand afgemeet het, ken selfs die gedagtes van die mens. Soos Psalm 33 sê, die Here sien uit die hemel al die mense kinders. Vanuit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Vriende, hierdie God is so ontsaglik groot en tog bemoei hy hom met die mense kinders.
Baie jare gelede was daar 'n ou tannie wat 'n werkster in ons kerk was. Sy was 'n vurige profetes en die Here het haar en haar man kragtig gebruik om die evangelie deur die land te verkondig. Hulle was besig met tentdienste op 'n sekere dorp en haar man het in die nag binne in die tent geslaap om na die musiekinstrumente te kyk. En ook die tent sommer in dieselfde tyd op te pas dat daar sien daar is mense daar. Hulle slaap was aan die agterkant van die kerk naby die ingang van die tent, naby die ingang. En een aand voordat hulle gaan slaap, toe noem sy aan haar man dat sy nou so lus het vir 'n stukkie vis. Hulle het die lig afgeskakel om te slaap. Toe hoor hulle voetstappe buitekant die tent. Daar was sy gelê. Het sy net haar hand uitgesteek, onder die tentdoek uitgesteek en gesê, baie dankie, God het my behoefte gesien. Toe sit die persoon 'n stukkie heerlike vis in haar hand. God het haar begeerte raak gesien en dit op iemand se hart gelê om vir haar 'n stukkie vis te gaan koop. Vriende, hierdie grootte God wat die berge afgeweeg het met 'n weegtoestel en die hemels met 'n weegskaal, is so besorg oor jou en hy weet wat jou behoefte is. Die ander dag skakel 'n persoon my en hy bestel by my van my getuienis DVD's. Aangesien ek na 'n Somerset Mall toe moes gaan vir besigheid die volgende dag, toe noem ek aan die persoon wat al die pad van die Parel moet afkom, redelik met hom dat ek hom by Somerset Mall sal ontmoet en sommer die DVD's vir hom sal saambring. Sodoende het hy nie nodig om al die pad Betty's Baai toe te ry nie, wat 'n geweldige afstand is van Somerset Wes af. Toe ons die volgende dag ontmoet, soos afgespreek, oorhandig hy aan my 'n pak biltong saam met die betaling vir die DVD's. Omdat ek baie probleme het met my mond, wat ek erg skeef is en ek dit moeilik vind om veral groot stukke biltong te kou, verkies ek dit om dit so dun as moontlik te kerf. Dan kan ek dit ook makliker eet. Toe ek die pak biltong oopmaak, sien ek dat die biltong is so fyn gesny en saam kon ek en my vroutjie Annetjie aan die biltong eet. Toe ek die persoon die volgende dag skakel om vir hom dankie te sê en ek noem vir hom van die heerlike dun stukkies biltong, toe vertel hy vir my dat toe hy die biltong bestel, toe sê die Here vir hom dat hy moet vra dat hulle dit so dun as moontlik moet sny. Wat 'n wonderlike God dien ons nie, dat hy tot weet waarvan jy hou, vriende. Spreuke 30 vers 4 sê, wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy naam? Halleluja! En hoe is die naam van sy seun? As jy dit weet. Vriende, sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. 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 Johannes skryf in Openbaring en hy sê, toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was daar baie krone. 'n Pastoorvriend skakel my en hy wil net gou vir my 'n getuienis gee. Sy seun is op universiteit in Bloemfontein. Sy ouers werk vir die Here in Keimoes naby Appington.
Sy seun dien die Here en is baie ernstig met die Here en weerhou hom van al die losbandigheid in die kampus en vermy al die drankpartytjies saam met die ander studente. Hy gaan liewerste bid in die binnekamer. Met die lang naweek het die seun saam met 'n geleentheid huis toe gekom vir die lang naweek. Dinsdag wanneer die universiteit weer gaan open, sal hy weer saam met die vriend 'n geleentheid terug na Bloemfontein toe kry. Die maandag besluit sy seun dat hy liewer die maandag saam met iemand anders sal terugry, aangesien hy eksamen skryf en die tyd wil gebruik om bietjie te gaan studeer. Dinsdagmiddag toe sy seun oorspronklik saam met sy vriend Bloemfontein toe se ry, ontvang die pastoor 'n oproep dat die vriend met wie die seun die Dinsdag sou ry, het op die pad sy motor omgegooi en sy motor is 'n totale wrak en die kind het baie seer gekry. Vriende, is God nie goed nie? As ons eers sy koninkryk soek, sal al hierdie dinge vir ons bygevoeg word. Halleluja. Wie weet wat kan gebeur het met sy kind, moontlik dalk gesterf het of verlam of gewees het. God het sy kind bewaar. Vriende, u sien, God sien die groter prentjie. As ons getrou is om hom in al ons weë te kan dan sal hy ons paaie gelyk maak. Salomo skryf dat ons moet ons Skepper ken in die dae van ons jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom waarvan jy sal sê, ek het daar geen behae in nie. Wat is die mens dat jy op hom ag gee? Die mens se kind dat jy hom besoek, het hom weinig minder as 'n goddelike wese gemaak. O vriende, kan ek vandag vir u sê, dis moeite, ek wil nie sê moeite nie, dit is God se genade om aan te gaan. As ek kyk na my eie liggaam en ek sien hoe die lewe my verniel, en maar God het in daardie toestand wat ek was, 'n sondaar, het God my raak gesien en my nie laat sterf nie. Hy kon, ek was en stukke van my liggaam het tot as gebrand. Vriende, dit is wanneer God se kinders gebid het. My ouers het gebid. My moeder, my vader het gebid. En ek dank God vir daardie gebede. My vroutjie het vir my gebid. En die Here het my deurgedra. O, ek kan rejoice. Ek kan 'n huppel in my stap hê vandag vir u te sê, hy is 'n groot God, almagtige God, wat is en wat was en wat weer gaan kom. Hy is die eerste en die laaste en die lewende. O, kyk, hy sê, ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Ek sluit oop en niemand sluit toe nie. Ek sluit toe en niemand sluit oop nie. O, is dit nie werd om hom te aanbid nie, hierdie God van hemel en aarde, wat gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Mag die Here hierdie boodskap seën aan u hart vandaan. Tot volgende week, Maranatha. Amen.